Goeiemôre en welkom in ons weeklikse oordeenking. Vandag is donderdag en ons kyk hierdie week, soos julle weet, na die psalms. As julle die vorige 3 gemis het, gaan kyk gerus op ons YouTube kanaal. Vandag staan ons stil by Psalm 4. Kom ons luister dan saam na die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in Psalm 4. Vir die musiekleier met snaarspel, 'n psalm van Dawid. God wat my reg handhaaf, antwoord my wanneer ek roep. Toe ek in die noute was, het U vir my ruimte gemaak. Wees my genadig en hoor my gebed. Mense, hoe lank nog gaan julle my eer skend? Julle het nietigheid lief. Julle jaag leuns na. Selah. Julle moet weet dat die Here sy getroue volgelinge uitsonderlik behandel. Die Here hoor wanneer ek na hom roep. Sidder, moenie sondig nie, dink na op julle beddens en wees stil. Selah. Bring offers van geregtigheid en vertrou op die Here. Baie mense sê, wie sal ons weer die goeie laat beleef? Laat die lig van U teenwoordigheid oor ons skyn, Here. U het vreugde in my hart gegee, meer as in die tyd wanneer mense se koring en nuwe wyn volop is. In vrede kan ek gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want net U, Here, laat my veilig woon. Tot sover dan Psalm 4 uit die woord van die enigste en lewende Here. In hierdie psalm vra Dawid vir God om hom te antwoord wanneer hy roep. Hierdie kom uit 'n plek van diep emosie en rou. En dan antwoord Dawid dat God sy gebed gehoor het. En saam met Psalm 120 echo dit iets vir my van Jona 2, waar Jona in die see gegooi word en sê, in my nood het ek na die Here geroep en hy het my geantwoord. Ons voel soms ook asof ons in die see gegooi word en gister se Psalm het iets soortgelyk vir ons geleer as Psalm 4. Maar Psalm 4 gaan dieper en dit wys vir ons duidelik hoe God ons gebede sal hoor. Ons kan saam die psalmdigter kla oor ons omstandighede. Ons kan in ons noute tot God roep en ons kan weet dat hy sal antwoord. Ons kan weet dat in ons diepste hoef ons nie weg te draai van God of te sondig omdat hy ver voel nie. Ons kan aanhou om onsself as lewende offer vir hom te gee. Ons kan op die pad van geregtigheid stap, al voel dit asof dit nie 'n verskil maak nie. Want ons kan bid dat God vir ons vreugde in ons harte gee, sodat ons uit dankbaarheid vir hom kan leef. Dink bietjie vandag na oor wat dit beteken dat God ons werklik hoor. Wanneer jy stil raak, miskien wanneer jy sit en wag of in die verkeer vassit. Vat 'n oomblik en dink wat dit beteken dat die God wat die heelal geskep het, ons werklik waar hoor. Kom ons sluit vandag af deur Psalm 4 van Tosia se beruiming saam te bid. Verhoor my, Heer, in donker dae. God van my regs en troos vir my. U wat my ower uit hinder la, hoor my uit vrye welbehae. O manne wat my nou bestry, hoe lank nog word U in teenbehede? My eer en skande omgekeer, hoe lank is julle met nietighede? Met ydelheid en windtevrede, word kieltaal deur die heel begeer. Dit is dan ons oordeenking vir vandag en dan sien ons julle ook môre vir Psalm 5.